Ja, so julle welkom terug by Bosklets. Dis episode 17 vandag. Ons skiet vir die eerste keer uit die Boland uit, soos Bosklets in die Boland. Weer by ons al die pad van Johannesburg af. Roan, dankie. Nee, baie dankie dat julle my genooi het. Welkom hier by die huis. Dit is 'n mooi huis. Ons het laas jaar op die laaste episode gesê jy was besig om te trek. Jy is nou hier. Dis my eerste keer van ons Bosklets gedoen dat ek by jou kan kom kuier. Ja. So, ja nee, hier is ons. Hier is ons. Dankie vir julle geduld. Jammer ons het so 6 maande breek tussen die episodes gehad. Was 'n bietjie rof. Klompie nuwe teleskope uitgebring, klompie nuwe designs, nuwe looks, nuwe glas. Ons het 'n app geskryf. Trace Ballistics is beskikbaar, gaan loer. Baie nice, baie cool. En ek dink jy undercut hom so bietjie. Dis nie net 'n ballistics app nie. Dit is baie meer as net 'n ballistics app. Maar ek bedoel, maybe 'n Bosklets episode vir die toekoms. Dit is baie meer as net 'n ballistics app. Ja. So fantasties, jy was baie lank besig met dit gewees. Hy het uitgekom as 'n reuse sukses. So as jy hom nog nie gesien het nie, gaan aanlyn, kry vir jou ene, draai hom, toets hom, gee ons feedback. Ja, asseblief. Ons het nou die moeite gedoen, laat weet ons. Ons doen nog daaglikse updates en klein tweaks. Hy's nog ver van klaar af, maar hy werk saam met Phoenix. En Phoenix doen ongelooflik. Maar ja, dit genoeg van al die produkte. Jammer ons het julle laat wag. Ons is terug en ons gaan 'n bietjie recap. Ons is presies 2 jaar later. Wat kan jy glo? En jy dink 2 jaar vandat ons besluit het, kom ons doen 'n gesprek oor jag en teleskope en gewere. Amper dieselfde tipe sien, ons het weer die vuur agter ons. Ja, lekker. En toevallig klaar gejag, springbokjag laasweek of die week voor dit. Presies dieselfde setup 2 jaar later. Ons is presies 2 jaar later. Ons eerste episode het uitgekom 24 Augustus 2024, amper 2 jaar later. En kom ons recap terug na episode 1 toe van 2 jaar terug. Juan, Dus luister, ek kan nie eens onthou wat ek gister geëet het nie. Waaroor het ons gepraat? nou ons gaan nou sien of jy met ons gepraat het. Nee, jy moenie as jy nog nie nommer 1 gekyk het nie, moet asseblief nommer 1 gaan kyk hier. Ons doen springboksjag in die Kalahari en ons het daai tyd bietjie die hele Bosklets idee het begin met die konsep van kom ons help nuwe ouens oor Wat is nodig? as hy gaan op sy jag, wat het hy nodig? Sê vir my, jy kom nou net van jou springbokjag af, julle jaarlikse springbokjag waartoe ek nog steeds nie genooi word nie. Maar jy moet 3 jaar wag. Jy's op die waglys. So volgende jaar is dit jou jaar. Okay. Ja, ek moet sê baie goeie jag, baie goeie jare gehad, weer 51 bokke geskiet. Baie moeilik. Ek bedoel jy's nou aan hierdie kant van die wêreld, baie reën gehad, baie hoër bossies as gewoonlik. En ek dink wat ek 2 jaar terug gesê het en wat ek geweet het van springbokjag toe, is totaal en al anders. In wat se opsig? Die gear wat jy vat. Die nommer 1 gear sal die nommer 1 gear bly. Eerste episode, 19de episode, 25ste episode. Dit sal altyd dieselfde bly, so ver. Jy moet 'n geweer vat en 'n verker. Geweer en 'n verkyker en bullets. Jy kan nie sonder 'n bullet sê. Maar jou rangefinder is nog steeds my nommer 1. Maar toe het ek gegaan na 'n ordentlike bipod. Hierdie jaar het ek 17 bokke geskiet, nie een uit die lê posisie. Ek kon nie een keer my bipod gebruik vir die hele 5 dae jag nie. En is dit, ekskuus, jy sê die bossies was hoër, so as gevolg van dit, jy het geen prone posisie gehad nie. Kon nie lê nie. Kon nie As lê. jy lê en ek bedoel jy sal nou in my springbok video's sien wat ek nou nog besig is om te edit. As jy lê, is jou loop onder die hoogte van die bossies. En as jy daar lê, kan jy niks sien nie. Kan nie bo die bossies sien nie. So die hele ding met Jy wag vir daai springbok wat vlieg. Ja, hulle moet so oor die draad spring as jy soos daar's hulle. Dit maak dit baie moeilik. So ek dink hierdie jare het dit 'n bietjie die gear vir my verander en nie in die sin van dat ek iets anders sou gevat het nie. Ek dink net die orde van belang van wat ek sal verander. So lekker interessante jag gewees. Julle het ook 'n bietjie gaan jag. Jy kan ons 'n bietjie daar. Ek was in die Oos-Kaap, selfde storie, springbok eland, daai tipe wêreld, springbok wêreld, langskote. Ons sal later oor dit praat, dis 'n gesprek heeltemal vir homself. Maar kom ons spring gou daaroor. Jy sê okay, jou gear het klein bietjie verander as gevolg van die omstandighede. Ek dink dis belangrik om te noem want ek dink soos ons sê Roan, mense het 'n Vooraf verwagting. ja, daar kom jy af. Dit is my rukkie gevat. Dankie na die commercial bereik. Verwagting, preconceived idea. Ja. Van wat jy gaan nodig hê en jy pak al jou gear in en jy gaan en jy's reg, jy lyk soos Rambo. En dan kom jy daar, kan jy partykeer soos jy nou nie dit als gebruik nie. Dis okay. Ja, en ek dink dis presies dit. Dis jy die experience en ons dis nou ons 6de jaar gewees wat ons daar gejag het. En is die eerste keer in 6 jaar wat jou bipod en ek sê my bipod, ons is 6 jaar agter gewees. Nie een ou het 'n bok van sy bipod afgesit nie. So dis nie net ek nie. So as jy nou die 5 vorige jaar se ervaring gevat het en jy het gesê luister,
los die tripod by die huis, ons gaan almal lê, Luister hier. dan het julle die hande terug. Nee, ek sê vir jou dit sou baie moeilik gewees het. Jy sou teen 'n draad moes gesit het om die draad te probeer gebruik want daar was geen opsie nie. Ja. Want jy weet die Karoo en die Kalahari, daar's net sekere paaie op sekere plekke. So dis nie soos die Bosveld jy kan in die pad gaan sit en van wag en ek gaan oor die pad stap of jy sit in die bos. Is jy weet voorsit ja, hulle druk die bokke. Hulle kan van enige plek af kom. Jy het so halwe 'n bietjie van 'n idee van waar hulle moet kom, maar dit verander alles. So in terme van die gear en ek sê weer, eerste ding, rangefinder. En nou, jy weet, 'n rangefinder verkyker maak dit nog soveel beter want dan kan jy 'n bietjie glas en kyk en die afstand kry. So daai dink ek selfs episode 1. So daai item gaan ons glad nie aanraak nie. Ek dink dit is die toppunt van gear wat jy moet saamvat vir en spesifiek vir verjag, Kalahari, Karoo tipe jag. Yes. Bosveldjag dink ek het verander 'n bietjie en ek dink ons het daaraan geraak in episode 1 ook. Ja. Maar definitief 100% rangefinding binders. Nommer 2 vir die jaar, tripod. Ja. En ek dink as jy nie jou tripod gehad het, soos jy sê, dit was dit 'n totaal en alle nagmerrie vir almal wat gejag het. So hierdie jaar het dit geword 'n tripod. En 'n ander ding wat ons so half bietjie aan geraak het terwyl ons nou daar was, is die feit dat jy moet skiet van die tripod af. Om 'n tripod te hê, om 'n tripod te hê is nou een ding. Baie nice as die geweer hier agter staan, maar En is mooi stabiel. Maar laat jou hart klop, bietjie bokkoers, 400, 300, 400 meter. Weet soos ek het 'n ding al gehad, 475 meter op my eerste swart springbok. Dis luister jy, jou hart klop daarom maar op 'n ander level, want jy dis nou die eerste keer, jy weet, dis altyd lekker en jou hart klop altyd lekker. Voel nog steeds en dis die spesiale ding van jag, as jy op dit kan raak, hoe dit nooit uitraak nie. Ja. Ons skiet baie, ons toets teleskope en gewere en gear weekliks, amper daagliks. Ons skiet baie en dis 'n voorreg, dis deel van die besigheid, maar iets om daai ervaring raak nooit uit. Ek sê vir jou en ek sê deel van die akkerding is die legacy. Ja. Jy weet om dit aan te pas, jy kan as ek kan nie wag om my laaitjie te vat om te gaan jag nie. Jy weet om daai jy's jou hart klop en hy klop en van watter kant af hy kom so. Ek is verskriklik excited so wat kom en soos jy sê daai bietjie wat dit raak nooit weg nie. Raak nooit weg. Daai hart klop want hier is die bok nou of jy sien hulle kom en jy sien hulle al seker of jy reg is nie en gaan wat se afstand gaan jy skiet. So daai bietjie van 'n adrenaline rush, bietjie van 'n jag, bietjie van 'n hartklop. Ek dink dit is hoekom ons dit doen nog steeds na al hierdie jare. Soos jy sê ons skiet baie, ek dink ons skiet meer as die gereelde mense en ons toets scopes en ons afstand en ons tracking en ons 'n klomp verskillende goed. Maar daai bietjie hartklop nervousheid sou ek dit genoem het. Dis hoekom ons teruggaan. Ja. Maar nou van my kant af, ek dink my gear lys het so klein bietjie verander. Jy wat nou 'n bietjie gejag het, sal jy enigiets verander? Ja, ek was in die Oos-Kaap, so ook lekker ver gery uit Wellington uit, net so buite Hofmeyer, beautiful plaas. Rante berg, bietjie bos teen die berge, verskote. My gear was heelwat anders hierdie jaar. Ek het my rangefinding verkyker saamgevat, maar ek het hom vir een van die neefse gegee om te loop. En ek het eintlik 'n bietjie stapjag gedoen saam met my seentjie en bekruip met 'n klein handle rangefinder. Ek noem dit Die golf rangefinder. Ja, sorry. Ja. 109 meter tot by die gaatjie. En as jy 'n bietjie bewe dan mag hy dalk 110 wees. Exactly, 185 was nie. Kan nie dink, is 'n groot bok vir 185. My gear, ek weet en ek het die Phoenix saamgevat op die toets op die 223. Ja. Hy het perfek gewerk. So daai setup het my game verander dink ek. En ek dink net om liggies aan te raak, dis hoekom jy nie die verkyker rangefinder. Ja, want ek Ek het dink ek het een op die geweer gehad in die scope wat deeltyd werk saam met waar ek gaan. Die kleintjie was hierso vir as ek nie die geweer in my hand het nie, so ek kan net gou hier range. Verseker iets wat die gear lys, jy weet Die gear wys bietjie aanpas. En dis hoekom ons hierdie gesprek weer het, want goed verander. Ja, en ek dink 2 jaar later soveel nuwe goed van Accra se kant af en soveel goed wat op die mark is. Ja. Wat die lys vir jou either korter maak of meer gemaklik maak. So definitief iets om daar te kyk. Definitief. Ek hou van jou idee van 'n stabiele tripod, so carbon fiber 3-poot een hier agter. Hulle is groot, hulle is bulky om mee te stap. So ek het myne nie, ek het hom daar gehad, maar ek het hom nie eendag gebruik nie. Weer eens was nie nodig nie. Maar bipod? Bipod het ek by my gehad. Ons het van die bakkie af ook geskiet, want dit was moeilik. Dit was Daai tyd van die jaar. Almal het daai tyd van die jaar, so alles was bietjie moeilik. En ja, dit was vrek lekker. Ek het eintlik 'n interessante storie. Ek weet nie hoeveel tyd ons het nie. Ek het 'n bietjie 'n foutjie gemaak. Ons is maar bekend vir
bietjie foutjies. Kom ons is nou al verby die punt om met rookie mistakes te noem. So, dis sommer net foute. Weet julle wat gebeur? Ek laai weer eens. Ek dink met die eerste jag het ons presies hierdie gesprek gehad. Dit was ook ons jaarlikse neefiejag, amper dieselfde tyd as jou springbokjag. En laas keer het ek dieselfde fout gemaak om 'n nuwe scope op my geweer te sit die dag voor ons ry om te gaan jag. Hierdie keer het ek besluit nee, ek wil bietjie my 300 hoenmerk gaan jag en ek het 'n nuwe lading en 'n nuwe alles 2 dae gedoen voor ons ry op die jag. Ja, alles werk aan mooi man, alles is aan 100%. Ek skiet in, skiet lekker, tyd groeperingkies. Ek probeer 'n nuwe patroon van X bullets, hulle monolitiese 180 grain. Die ding loop so stroop, 2700 voet per sekond. Groepering is tight, alles is lekker. Kom op die plaas, ek sê vir die boer, ek wil net gou vinnig eintlik die 223 van my seentjie inskiet, want ons het die Phoenix video gedoen die dag voor die tyd en ek is redelik seker hulle het al die turrets gedraai en Hy is bietjie uit. alles gestel. So toe is dit nou so op die 223. Ek sê man, laat ek net gou met die 300 ook net 'n skoot skiet. Kom ons hier nou net gou. Net ons sê altyd ons moet, kom ons doen dit net gou. En die boer sê ja, okay, is reg en ons sit sommer hier 'n klip oor en ons sit 'n bord teen die klip en ons skiet en hy sê hy skat so dis 100 meter. Ek het die rangefinder toe nou by my nie en die Phoenix is nie daar nie. Ek wil net die scope gaan instel. Langs so die kort, die boer se 100 meter is toe nou so 'n bietjie uit. En ek zero toe nou op hierdie afstand wat hy sê is 100 meter. My matta en skiet alles mis. Ek sê toe later aan die einde van die tweede dag, nee, ek moet net gou iets gaan check. En ek tree toe uit op die plaas vir myself, kry so 100 meter, perfek 100 meter, dat ek amper 9 kliks hoog is. Jy sien op 100 meter, hy is mis, elke skoot. Elke liewe skootjie. Want die skote is nie 1 op 100 vis, almal 300, 350. Ek sê later, dit kan nie wees nie. Jy weet, ek is nie, dalk nie die beste skut nie, maar kan nie so baie mis. Kan nie mis nie, so baie nie, ja. So, rookie mistake, check jou gear weer eens. Ons praat weer daaroor. Maak nie saak wat jy saamvat nie. Jy kan enigiets saamvat. Maak seker jy ken dit, maak seker dit werk. Ja. En maak die tyd om die preparation te doen. Yes. Ek en jy, ek net sê ons is ewe besig, ek dink jy dalk 'n bietjie beter as ek is. Jy het nie tyd om by die huis te kom en jou gear te check nie. So jy trust en rely op die feit dat jy dit die vorige keer reg gelos het. En dit werk nie altyd. En ek dink tussen my en jou, ek dink ons guns raak meer scopes as die gewone ou. Jy weet, ons toets scopes, as jy's nie onseker is oor iets, dan stuur jy vir my 'n scope, ek haal my scope af, ek sit daai scope terug. By die tyd as ek gaan jag, dan moet ek fisies op my gun kyk wat scope is op my gun om te weet. Ja. Want ek kan nie onthou en dan moet ek my app stel en ons ek wil eintlik daai ene geskiet het. So die gear werk teen ons. Ja, ons werk teen onsself dink ek. Ek dink die gear is fantasties, die scopes is fantasties en dit werk eenvoudig net, maar ons het nie die tyd om dit te check nie. En ek bedoel, hoeveel keer 'n jaar jag ons nou? Ek weet nie, 2 of 3, jy skiet baie, maar jy jag nie so baie. So 2 of 3 keer wat 'n mens dit moet reg doen, dan vat ons nie die regte preparation nie. Ja. Jy weet so en ek dink daar is weer ietsiekie wat ons aan geraak het en wat ons jy weet ons het dit al van tevore gesê. So ons jy weet check jou gear. Ja. Vat die regte gear en wat met ons gebeur het net 'n vinnige dingetjie, dit het gereën. Ons reën pap nat. Ek het in my lewe nog nooit in die Karoo gejag In die wind. en myself moes toegooi met 'n grondseil wat my geweer in antwoord het. Dit het gesous. Dat jy onder 'n grondseil lê, ons lag vir mekaar op die 2 rigting radio's want dis wanneer in jou lewe gebeur dit. So check maar 'n bietjie die weer ook. Jy weet, vat daai bietjie tyd om te prepare. Ek dink die goed verander so vinnig. Die weer verander en weet, ons het 'n droë winter in die Boland. Ja, in elk geval, ek dink die belangrikste punt is check jou gear. Gaan deur dit. Vat die tyd. Jy spandeer geld om te ry, jy spandeer geld om te gaan en maak nie saak wat se gear jy saamvat nie, maak seker dat dit werk. Nooit 'n goeie ding om 'n produk saam te vat op die eerste wat jy nog nie getoets het nie. Al is dit getoets deur die maatskappy, jy moet hom leer ken. Ek dink dis die belangrikste ding. Ek het nou die Phoenix goed geken, hy het beautiful gewerk. Ek het obviously hom baie getoets voor die tyd, maar al die ander goedjies, die scope, dit, ons sê dit baie. Ons praat elke dag daaroor en dan doen ons dit nie. So ja, en een ding wat iemand vir ons genoem het nou terwyl ons op jag was, dit ook omdat ons heeltyd besig was met die gear en ek dink ons kan dit 12 tot op 'n afsluiting bring vir net jag in totaliteit. ja, Een ding wat jy nie vergeet, jy kan nie vergeet om dit te doen nie. Is ons net geniet dit nie. Ja. Ons gaan met ons gaan nou hierdie toets en ons gaan hierdie doen. Ja. Daar's soveel goed op die to-do list dat jy vergeet om dit te geniet. Nou luister, ek het dit gehad uitgeniet. Ek het 17 bokke geskiet en alle ouens het so 5 of 6 geskiet. So ek het myself gehad uitgeniet. Maar dis 'n baie valid point. ja. Weet ons jaag deur die lewe en ons jaag om te gaan jag en
Maar as jy daar kom, die belangrikste ding, behalwe van om jou gear te ken en prepared te wees, geniet dit net. Dis nie iets wat elke dag gebeur nie, jy doen dit 2 of 3 keer 'n jaar, dalk 1 keer 'n jaar, maar geniet dit. Ja, en ek wil amper so ver gaan en ons gaan met hierdie afsluit en ons gaan die volgende episode bietjie gesels oor die gear, die geweer wat hier agter staan, die bou van gewere, daai hele ding wat ons afgesluit het in 2025. Maar ek wil amper so ver gaan waar ek wil sê is hierdie spesifieke jag waar ons by was. Ek het hier by dag 3 van die gear by die huis gelos, want ek kon die scenario's lees en sien dat Excess gear. die gear maak dit eintlik vir my complicated en moeilik. Nie dat ek sê jy moet nie die gear koop nie, want jy gaan dit iewers gebruik. Maar lees jou scenario en presies wat jy nou gesê het, geniet dit. Ja. Moenie laat die gear, ek moes nou, ons sal 'n bietjie later daaroor ook gesels, maar ek moes my seentjie help met van die gear en hy moes van die goed dra, ons het ver gestap, ons het een oggend seker 9 kilos gestap vir 'n springbok ootjie. Dan raak die gear te veel. En dan raak die draaf dan raak dit nie lekker nie. So Ja. gear is belangrik. Kies die regtes, ken dit wat jy kies en geniet die jag. Dis die belangrikste. Dis hy. Ons sien julle in die volgende episode.